Goeiemôre geliefdes in die Here, baie welkom by ons erediens vanoggend. Ons is in die maand van Oktober binne en so met die reën wat val en die lente wat aanbreek, wens ek vir jou seën van die Here toe en mag jy regtig sy teenwoordigheid ervaar, ook vanoggend as ons met sy woord besig is. Ons trek nou al by hoofstuk 9 in die boek Johannes en hierdie evangelie het ons nou al so baie geleer oor hoe Jesus op aarde geleef het, wie hy werklik is en dat hy sy goddelikheid aan die mensdom kom openbaar het. Mag jy vanoggend ervaar dat hy God is en mag jy weet dat hy ook vir jou 'n boodskap uit sy woord het vandag. Voor ons dan begin, kom ons raak vir 'n oomblik rustig en vra vir die Here om hier teenwoordig te wees. Kom ons bid saam. Almagtige Here, dis 'n voorreg om U Vader te kan noem, om te weet, Here, dat U na ons omsien en ons vashou, soos 'n vader 'n kind vashou. Here Jesus Christus, ons vriend, ons het 'n vriend in U, iemand wat altyd daar is vir ons en iemand wat ons lei. Heilige Gees, U teenwoordigheid in ons, moet ons asseblief nooit los nie. As ons vanoggend in die woord wandel, help ons om te verstaan, help ons om in te neem en help ons om die waarheid te gaan leef wat ons hier hoor. Ons is so lief vir U. Amen. Ons foto is uit Romeine 8 vers 28 uit en ek glo baie van julle is bekend hiermee. Die 83 vertaling is bekend aan ons en dit sê ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wie hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ek lees ook vir ons die boodskap van Romeine 8 vers 28. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Genade en vrede vir julle. Jy, die geliefde van God, wat volgens sy besluit geroep is. Amen. As ons blaai na Johannes 9 toe, die hoofstuk waarin ons nou trek, is dit nogals opvallend dat ons ironie in hierdie hoofstuk vind. Ons het net in hoofstuk terug in Johannes 8 gehoor dat Jesus die lig vir die wêreld is, dat hy kom en lig skyn op die donkerste van plekke in hierdie wêreld en dat hy uiteindelik vir ons ook in ons lewens 'n lig wil wees. En dan hierso die heeltyd word gespeel met die mense van die lig en die mense van die duister in hoofstuk 8. En dan hier in hoofstuk 9 kry ons 'n kontras dat iemand wat blind is begin sien, maar dat die fariseërs, die skrifgeleerdes, die wat gedink het hulle weet wat aangaan in die tyd van die Bybel wat geloof aanbetref, dat hulle wat eintlik fisies kan sien, blind is en nie sien en raak sien wie Jesus werklik is nie. 'n Man wat blind gebore is, word genees en kan sien, maar die fariseërs wat van geboorte af kan sien, bly blind vir Jesus. Die hoofstuk begin met 'n baie goeie vraag deur die disippels. En hulle sien 'n man daar staan en God gebruik dan ook hierdie vraag om vir my en jou te help om met 'n nuwe manier na die seer en die pyn en die lyding in ons lewens te kyk. Hulle sonde verstaan word uiteindelik uitgedaag met Jesus se teenantwoord. En ons kan dan ook vandag met hierdie teenantwoord van Jesus baie berusting vind oor die sleg en die moeilik in ons eie lewens. Die disippels se wêreldsbeskouing oor sonde en in hulle kultuur wat hulle oor jare en jare verstaan hoe sonde werk, was toe al die tyd onwaar gewees. En Jesus kom breek vir hulle die waarheid oop en begin in hoofstuk 9 om vir hulle te vertel dat alles in die wêreld gebeur vir God se heerlikheid. En God gebruik uiteindelik alles. Kom ons lees saam Johannes 9 vers 1 tot 12. Genesing van 'n blindgebore man. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?" Jesus het geantwoord: "Nog hy, nog sy ouers het gesondig. Maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Ons moet die dade doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld.
Nadat hy dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en modder van die speeksel gemaak, die modder aan sy oë gesmeer en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam, wat as dit vertaal word, gestuurde beteken. Hy het toe gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het, toe hy 'n bedelaar was, sê toe, is dit tog nie hy wat gesit en bedel het nie? Ander het gesê, dit is hy. Nog ander het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. Maar hy het gesê, dit is ek. Hulle vra hom toe, hoe is jou oë dan oopgemaak? Hy antwoord, die man wat Jesus genoem word, het modder gemaak en dit aan my oë gesmeer, en vir my gesê, gaan na Siloam en was jou. Ek het toe gegaan en my gewas, en ek het begin sien. Hulle het hom gevra, waar is hy nou? En hy sê toe, ek weet nie. Ons kan in hierdie verhaal oor die man wat blindgebore is en dan uiteindelik kan sien, so baie leer oor God en hoe die dinge van die Here werk. Die moeilike omstandighede in ons lewens is nie 'n straf vir ons sonde, soos ons en die mense van oud, selfs die disippels in hierdie verhaal, partykeer dink nie. Dit is eerder 'n geleentheid. Dit is 'n geleentheid vir die Here om sy heerlikheid tentoon te stel. Met ander woorde, God gebruik alles. Hy gebruik alles in ons lewens, sodat hy uiteindelik daardeur verheerlik sal word. Ons hoor dit hier in vers 3, sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Ons hoor in vers 5, solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Jesus, wat die lig vir die wêreld is, gaan hier en hy genees 'n blinde man, sodat hy kan sien, sodat hy nie meer in die donker hoef te leef nie. Hoe kan ons vandag met hierdie blinde man assosieer? Ons voel dalk baie keer verblind deur die donkerte om ons en ons is dalk baie keer ook geestelik blind. Ons sien nie vir God raak nie en ons dink hy sien ons nie, hy hoor ons nie en hy is ver van ons af. In hierdie verhaal van die blinde man leer ons om die fokus 'n bietjie weg van onsself af te skuif en ons eie probleme en eerder vir onsself af te vra, maar hoe wil die Here hierdie omstandighede waarin ek myself vind gebruik om sy heerlikheid tentoon te stel? Met ander woorde, ons moet nie altyd vra hoekom nie. Ons moet dalk eerder vra hoe kan die Here dit gebruik? Want dit verskuif die fokus weg van onsself en op God. En dit is dan deel van die groot les wat die disippels hier met die verhaal van die blinde man moes leer. Moenie vasgevang raak in jou eie omstandighede nie. Laat God toe om jou oë oop te maak. Laat God toe om vir jou 'n lig te wees. Jesus maak dan modder en hy smeer dit in die man se oë. En daar gee hy vir hom die opdrag om homself te gaan was in 'n bad. Hierdie bad wat beteken gestuurde. In die middel van ons moeilikheid wil die Here vir ons kom skoon was. Hy wil ons kom vrymaak, hy wil ons kom genees. En hy vra ook van my en jou om vas te hou aan ons roeping as gestuurdes van God. Ons bly dit, ten spyte van moeilike tye. Om die naam te verduidelik was vir Johannes belangrik. Die man wat blindgebore was, moes verstaan dat die Here sy blindheid, sy toestand sou gebruik en 'n doel daarmee gehad het. Dat God alles gebruik. En hy gebruik hier die man se blindheid as 'n geleentheid vir mense om God se heerlikheid te sien en in hom te begin glo. Die Fariseërs reageer uiteindelik hierop deur nie te glo nie. Hulle glo nie wat hier gebeur het nie. Hulle vra eintlik eers, maar is dit dieselfde man? Is dit hy wat regtig blind gebore was? Hulle gaan so ver om selfs sy ouers te gaan roep sodat hulle kan kom getuig dit is werklik hy. Want hulle bly geestelik blind vir wie Jesus werklik is. En hoewel Jesus 'n wonderwerk verrig, 'n wonderwerk wat volgens vers 32 nog nooit voorheen gebeur het nie. Ons lees hier, van die begin van die wêreld af het niemand nog ooit daarvan gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore persoon oopgemaak het nie. Net met ander woorde, net God kan. Alhoewel die Fariseërs dan nie glo in hierdie wonderwerk nie. Alhoewel hulle dit aanskou, glo hulle dit nie. Maar
Hulle kry dan inteendeel eerder 'n manier om Jesus verder te beskuldig. Hy het hierdie op die Sabbatdag verrig. Ons weet nie eintlik waar hy vandaan kom nie. Lees ons verder hier in hoofstuk 9 van Johannes. En dan sê hulle hier in 28 en 29, ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Met ander woorde, hulle herken nie die godheid van Jesus nie. Die fariseërs is blind, maar die man wat blind is, sy oë gaan oop. En nie net sy fisiese oë nie, maar sy oë gaan geestelik oop en hy begin in Jesus glo. Geestelike blindheid is dan uiteindelik om te weier om 'n eenvoudige waarheid raak te sien. En dit is wat hier met die fariseërs gebeur. Dit herinner my aan 'n video wat ek onlangs gekyk het en ek heg dit ook vir julle aan hier na die preek om saam te kyk. En in hierdie video verduidelik 'n man hoe daar 2 babas in 'n ma se baarmoeder is. En in die baarmoeder begin hulle praat oor die lewe na geboorte. En die een staan krities en sê, maar dit is nie moontlik nie, want ons kan dit nie sien nie, ons kan nie weet hoe dit is nie. En die ander ene verduidelik net, as mens kan glo daarin, dan sal dit gebeur. En uiteindelik sal ons nie alles ooit verstaan nie, maar ons hou vas aan die een, wie vir ons sorg, en wie alles in stand hou. In die baarmoeder is dit natuurlik die ma wat haar ongebore baba aan die lewe hou. In die heelal en die skepping is dit God. God wat uiteindelik vir ons voorsien, vir ons God is, al verstaan ons nie altyd alles nie. As ek en jy kan keer om geestelik blind te wees, as ek en jy vir die Here kan vra om ons ook oop te maak en ons te help om te sien waar tree ons eie egos en ons realiteit en ons situasies in, en maak dit dat ons verhoed om die Here te sien nie. Mag ek en jy nie toelaat dat die omstandighede in ons lewens ons verblind om God raak te sien nie, om te onthou wie hy is en dat hy wel sien en hoor en by ons is nie. Onthou, God gebruik alles. Vra vir hom om jou geestesoë oop te maak, om sy dade in jou lewe raak te sien. Haal die fokus van jouself en jou probleme af. Sit dinge in perspektief en sien raak hoe die Here alles in jou lewe gebruik vir jou beswil en vir sy heerlikheid. Onthou Romeine 8 vers 28 in die boodskap. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons om te onthou. Help ons om te onthou, Here, dat U God bly. Here, en help ons dat ons nie geestelik blind sal wees vir U nie, maar dat U ons oë sal oopmaak om U raak te sien in ons eie lewens. Here, dit is nie altyd maklik nie. Ons twyfel soms, Here. Ons sukkel soms, Here, om te verstaan hoekom. Help ons om nie te vra hoekom nie, maar hoe wil U hierdie gebruik vir U heerlikheid? Ons weet, Here, dat dit alles oor U gaan. En Here, dit sit ons probleme en ons omstandighede in die regte perspektief. Help ons, Here, om nie moed te verloor nie en ons geloof te hou, want ons weet U gebruik alles en U is in ons lewens betrokke. Dankie, Here, dat ons kan onthou, dis vir ons beswil en vir U heerlikheid. Ons hou daaraan vas, Here, en ons is so lief vir U. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings, daar soveel opwindende dinge wat voorlê. Aan die einde van hierdie maand, die laaste Sondag in Oktober, vier ons belydenisaflegging en ons dra met groot voorreg die nuwe gemeentelede aan julle op en stel hulle voor in die kerk, hulle wat belydenis van geloof gaan aflê. En dan sien ons ook uit na Dominee Neel se afskeidspreek, alhoewel hy deel gaan bly van ons preekspan en ons geloofsfamilie, gaan hy nie meer permanent deur die kerk aangestel wees nie, maar ons sien uit om hom ook nog steeds deel te hê. Ons gebruik hierdie geleentheid om vir hom dankie te sê vir 33 jaar se toewyding en diens en vir al die wonderlike insaai wat hy in hierdie gemeente gedoen het. Kom woon gerus hierdie geleentheid by. Sit die datum uit in jou dagboek 2 November, so 'n dag na sy verjaarsdag,
en kom geniet die geleentheid saam met ons. Dit gaan tydens die erediens plaasvind 9 uur en daarna gaan ons lekker saam kuier en koek en tee. En dan kyk ons na die einde van November van ons Kerssangdiens. Daarna is nog ons jaarafsluitingsdans. Hou asseblief die kommunikasie dop en wees deel. En dan wil ek net laastens u herinner dat dit 10de maand is en dat ons in hierdie maand daarop fokus om 'n ekstra inkomste vir die gemeente te genereer sodat ons begroting kan klop. Ons verwag dan soos begroot om R100,000 in te samel vir ons 10de maand en ons vra as dit enigstens vir u moontlik is dat julle 'n bydrae sal maak. Julle kan die bankbesonderhede vir die rekening in ons kommunikasie kry. Dan is dit ook my hartmaand of 'n seisoen van hoop en ons gebruik hierdie tyd om vir ons noodfonds geld in te samel. Op hierdie stadium is ons so R8,000 tekort per maand en hierdie geld word net gebruik om in die gemeenskap en in mense in nood in die gemeente in te saai. Ons vra dat u ook as die Here dit op u hart druk tot hierdie fonds sal bydra. Dit sal vir ons so wonderlik wees om aan te hou om die dienste wat ons lewer en die mense wat ons help te kan aanhou help in die jaar wat voorlê. Baie dankie. Ons sing 'n laaste lied dan saam en hierdie lied getuig van God se goedheid en sy grootheid en mag ons onthou wie hy is. Mag ons weet hy gebruik alles in ons lewens. Kom ons sing saam.
Baie dankie dat jy vandag deel was van ons erediens. Ons sien uit om weer volgende week saam te kuier. Mag die Here jou seën tot dan, ontvang dan ook sy seën. Die Here maak ons oë oop sodat die dade van God in ons lewens geopenbaar kan word. Die Heilige Gees maak ons oë oop om God raak te sien in ons eie lewens. En Jesus Christus herinner ons, hy gebruik alles vir die wat hom liefhet, tot ons beswil en tot sy heerlikheid. Amen.